Kom ons raak stil vir die seëngroet van die Here. So sê die Here, die koning van Israel, die Here van die leerskare. Ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord 'n loflied op die seëngroet van die Here deur om saam te sing 'n gesang wat vir ons baie bekend is, of 'n psalm wat vir ons baie bekend is, maar ons ken nie eintlik die verse wat ons sing nie. Kom ons sing Psalm 134, ons sing vers 1, 2 en 3 as 'n loflied tot eer van die Here. Gesang 134. Nou ons ken hom gewoonlik vers 4 wat laat deur U seën op hul daal. Maar ons sing dan vanmôre die ander verse, vers 1, 2 en 3, wat vra dat die Here ons sal seën in hierdie diens. Psalm 134, vers 1, 2 en 3. Broers en susters, u kan so lank in u gesangeboeke oopmaak. Ek vra verskoning, ek het 'n tikfout op my preek gemaak en toe stuur ek nou verkeerde gesang vir almal deur. Dit is nie gesang 76 soos wat dit daar staan nie, dit is gesang 67. Gesang 67, daarvan gaan ons vers 1 en vers 2 sing, nadat ons na die wet van die Here geluister het, en dan ook kan u so lank 'n boekmerkie inplaas by gesang 17. Gesang 17 gaan ons net die eerste vers sing, of daar is net een vers van gesang 17. Gesang 76, vers 1 en 2, tot eer van die Here. 67, verskoon tog, nou lees ek wat daar staan. Ek het dit nog net agtergekom, is verkeerd, maar nog nie reg gemaak. Gesang 67, vers 1 en 2, na die wet van die Here, en gesang 17, vers 1, na die geloofsbelijdenis. Kom ons luister dan nou met die nodige eerbied en ontzag na die wet van die Here, soos wat dit vir ons in Exodus 20 opgeteken is. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het.
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodstaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broers en susters, in die woord van die Here leer ons dat die wat tot die Here nader in ootmoedigheid en hulle sondes voor die Here bely en dit laat staan, hulle sal aan die kruis van Jesus Christus vergifnis en genade ontvang. En in sy opstanding sal hulle lewe. Maar elke een wat Jesus Christus as sy verlosser verwerp, sal self verantwoordelik voor God moet staan, en hy sal nie daardie genade ontvang nie, omdat hy self die genade verwerp het. Dit staan vir ons geskryf in Johannes 3 vers 36, daar staan, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. En juis omdat ons die Seun van God gehoorsaam is en in God drie enig glo, kom ons bely dan ons ongetwyfelde Christelike geloof, en elkeen wat dit glo, spreek die volgende woorde in sy of haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die woord van die Here kom vanmôre tot ons vanuit Kolossense 3. In Kolossense 3 gaan ons saam lees vanaf die eerste vers tot die 17de vers. Kolossense 3 vanaf vers 1 tot 17 en die teksverse van die preek vanmôre gaan vers 1, vers 12 en ons gaan vers 13 ook saam lees en dan vers 16. Met die woord so geopen voor ons, kom ons bid tot die Here. Almagtige God en hemelse Vader, die begin het aan U behoort, toe U gespreek het en alles was daar. En die einde sal aan U behoort, waar U alles nuut maak. Ons kom vanoggend tot U as 'n gemeenskap van U heiliges. Ons is nie heiliges omdat ons heilig is nie, maar omdat U Seun Jesus Christus ons gered het en ons verlostes gemaak het. Heilig om voor U te kan staan, om U woord te kan hoor. Ons wil vanoggend vir U vra dat U met elke een van ons in die harte sal werk, dat U Gees hier teenwoordig sal wees, soos wat ons al reeds sal versekerd weet hy is. En dat hy elkeen van ons harte sal werk, dat niemand aanstoot neem van die woord nie. Dat ons die woord sal hoor en dat ons ook sal besef dat U met elke een van ons praat. Dat ons lewens sal inrig volgens U woord en U wil.
en dat ons dit sal verander, dat die woord nie net in en uit sal gaan, dat dit sal deel wees van ons lewe. As ons harte nie vir oggend vir U brand nie, steek 'n vuur aan in ons harte, dat hy ongebeheer sal brand en ons hele liggame sal oorneem, dat ons 'n nuwe mens sal word. Dat U Gees die wind sal verskaf om daardie vuur te versprei. Dat ons in U genade U woord sal uitleef en dat dit deel van ons lewens sal word. Vergewe ons waar ons kort kom om U woord te verkondig. Vergewe ons waar ons nie altyd doen wat ons moet. Vergewe ons waar ons eie lewe leef en nie in U nie. Gebruik ons dan vandag as U getroue getuies, dat ons U woord sal hoor en dit sal uitleef. Ons bid al hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar ons wil vanmôre vra dat U wil sal laat geskied en nie ons nie. En daarom bid ons dit in die naam van U Seun, Jesus Christus. Amen. Ons lees saam in die woord van die Here in Kolossense. In Kolossense 3 lees ons saam vanaf vers 1 tot 17, die teksverse vers 1, 12, 13 en 16. Vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit die mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle jul met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnede, barbaar, stieg, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het. So moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord en in daad, doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God, die Vader, deur hom. Tot sover. Ek lees weer vir ons die teksverse, vers 1, 12, 13 en 16. Vers 1.
As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Vers 12 en 13. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom het ons vanoggend opgestaan? Hoekom is ons vanmôre hier? Hoekom sê ons wat ons sê? Hoekom reageer ons soos wat ons reageer? Hoekom het ons verhoudings soos wat ons het? Hoekom is ons wie ons is? Hoekom doen ons alles wat ons doen? Tree ons dalk op 'n spesifieke manier op, omdat ons is wie ons is? Doen ons wat ons doen, omdat ons gewoond is om dit te doen? Sê ons dinge, omdat ons daartoe gedryf word? Reageer ons in blote menslike reaksie? As wie lewe ons lewens? Lewe ons lewe as 'n aardse mens? Doen ons wat ons doen omdat ons 'n mens is? Tree ons op soos 'n mens, praat ons soos 'n mens en reageer ons soos 'n mens? Hiermee het ek sopas almal van ons beskryf. Elke een van u wat vanmôre hier sit en ek insluit. Dis hoe ons optree. Maar broers en susters, lewe is ons nie veronderstel om te lewe soos 'n navolgeling van Jesus Christus nie. Lewe, as ons daardie vraag geantwoord het, en elke keer kom ons agter ons lewe maar eintlik net soos wat 'n mens lewe. Moes ons eintlik gesê het, as ek lewe, as ek optree, tree ek soos Christus op. As ek lewe, lewe ek soos Christus. As ek praat, moes ek soos Christus gepraat het. As ek gereageer het, moes ek soos hy gereageer het. Die meeste van ons sal saamstem, dis hoe ons moet optree. En eers toe ons die tweede gedeelte hoor van hoe ons veronderstel is om op te tree, dan eers sal dit ons antwoord word. Maar om soos Christus te leef, is makliker gesê as gedoen. Daar is 'n rede hoekom ons vanmôre hier in 'n kerk sit vol Christene, waar ons almal die Here liefhet. En ek vanmôre met vrymoedigheid kon sê, ek het tot 'n sekere mate almal van ons beskryf. Dis moeiliker om soos Christus te leef as wat dit klink. In die gedeelte kom Paulus en hy kom juis na die gemeente in Kolossense wat met 'n soortgelyke probleem sit, of so 'n probleem sit. Dit is 'n gemeente wat leef soos mense. Op die oog af klink dit nie verkeerd nie. Maar wanneer ons besef dat ons eintlik veronderstel is om soos Christus te leef, dan besef 'n mens waar dit kom. Nou Paulus kom en hy sê vir hulle dat hulle moet afsterf
dit wat nie in Christus is. Met ander woorde, hulle moet dit afsterf wat verkeerd is, en dan noem hy 'n paar dinge wat eenvoudig is om te verstaan. Ons kan verstaan hoekom die dinge wat Paulus noem verkeerd is. Hy noem dinge soos hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, en dan sluit hy dit af wat afgodediens is. Nou dit brei hierdie lysie wat hy hierso gemaak het, brei Paulus geweldig uit met daardie laaste woorde deur om te sê wat afgodediens is. Daai dinge wat hy genoem het is afgodediens. En dit sluit 'n klomp ander goed in. Met ander woorde, enige iets wat God vervang, sien ons as afgodediens. Enige iets wat jou meeste raak, wat God in jou lewe raak, wat vir jou 'n plek bo die Here in jou belangriker is as die Here, word gesien as 'n afgod, en wanneer jy dit doen, is dit afgodediens. So Paulus sê eintlik hierso, enige iets wat jou van die Here afvat, enige sonde, hoe klein, hoe groot, wat dit ook al is afgodediens. Laat dit sterf. Nou, dit is bietjie vreemd eintlik hoe Paulus dit sê, laat dit sterf. Laat dit doodgaan. En dan sê hy vir ons, ons moet dit nie net laat doodgaan nie, maar ons moet die dinge dink in Christus waarin ons opgewek is, met ander woorde waarin ons lewe. Maar wat word bedoel met dit dat ons lewe? Dan word daar in die volgende vers gesê, ons moet dit doen in ons lewe waarin ons met Christus lewe in verborgenheid in God. Nou dit beteken basies dat ons in God lewe as gevolg van Jesus Christus. Daardie afsterwe van die sonde en die lewe in Jesus Christus sou Paulus in hierdie gedeelte vir ons gebruik om vir die gemeente waarmee hy praat 'n les, of nie eintlik 'n les te leer nie. 'n Les is baie armer as wat hierdie inligting hier is, maar hy kom en leer vir die gemeente 'n praktiese ding hoe om te lewe tot eer van die Here. Paulus kom nie hier en sê vir hulle klomp moeilike, onhaalbare goed nie. Hy kom met praktiese dinge en sê vir hierdie gemeente, so lewe 'n kind van die Here. En so kom hy en hy sê, jy moet afsterf wat verkeerd is en lewe in Jesus Christus. Nou wat beteken dit? Wel, dit sinspeel natuurlik op die kruisiging en opstanding van Jesus Christus. Nou dit is baie eenvoudig om dit te sien, ons moet ons sondes afsterf en ons moet lewe in Jesus Christus. Jesus Christus het gesterf, ons moet lewe in sy opstanding soos wat Jesus Christus lewe. Nou ons almal weet dat hy reeds aan die kruis gesterf het en dat hy reeds uit die dood uit opgestaan het. Maar die rede hoekom hy aan die kruis gesterf het, is waarop Paulus hier sinspeel. En ons almal ken dit ook amper tot vervelings toe, as ek dit met respek kan sê. Ons ken dit, ons weet Jesus Christus het vir ons sondes aan die kruis gesterf en hy het my sondes weggeneem. Maar ons moet 'n bietjie besef wat die Here eintlik hier deur Paulus vir ons sê. Hy sê nie net die Here het ons sondes van ons weggeneem en aan die kruis gesterf nie. Hy sê hierso, hy het dit ons natuur ook weggeneem. Ons moet 'n nuwe mens word en ons moet hierdie ou sondige mens afsterf. So dit beteken toe Jesus Christus daar aan die kruis gesterf het, het hy nie net ons sondes op ons geneem nie, maar hy het dit wat maak dat ons wil sondig, het hy ook op hom geneem. En dit is ons nature, ons wat van nature, nou nie hoe ons geskaap is nie, hoe ons van nature geword het na die sondeval. Van nature is ons geneig om verkeerde dinge te doen. Van nature is ons geneig om nie reg op te tree. Van nature is ons geneig om God te haat. Van nature wil ons nie doen wat God van ons vra nie. Dis hoe ons is na die sondeval. En toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het, het hy nie net daardie sonde wat ons gedoen het op hom geneem en aan die kruis met dit gesterf en dit ook laat doodgaan het nie. Hy het
Selfs ons begeerte om sonde te doen, het hy ook geneem, ons natuur, en dit aan die kruis laat sterf. Met ander woorde, toe hy aan die kruis gesterf het hy nie net die sonde aangespreek nie, maar selfs ons gewilligheid om die sonde te doen, ons bereidheid om dit te doen, het hy aangespreek. Maar dit alles sou vir ons niks beteken het, as Jesus Christus dit net daar gelaat het. Dit sou vir ons niks beteken het, as hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het, as hy vir ons sondige natuur aan die kruis gesterf het. Dit sou absoluut niks beteken het. Maar wat hierdie hele gedeelte so wonderbaarlik maak, is wat hy gedoen het. Jesus Christus het nie net daardie natuur gesterf nie. Hy het vir die mens 'n nuwe natuur gemaak. Want dit is nou een ding, God vat ons sondige identiteit weg van ons, en dan maak hy ons net 'n klomp identiteitlose mense wat nie weet wat om te doen nie. God het nie dit gedoen nie. Hy gee aan ons 'n nuwe identiteit. Hy staan uit die dood uit op, en soos wat hy ons natuur afgesterf het aan die kruis, of laat sterf het saam met hom aan die kruis, los hy daai sondige natuur daar, dat dit dood is. En hy gee aan ons 'n nuwe identiteit, 'n nuwe natuur, 'n nuwe lewe, 'n nuwe wese. Dit is wat hy doen met die opstand. Hy vat nie net jou sondes weg nie, maar hy maak jou 'n nuwe mens, sodat daardie begeerte om die sondes te doen, nou nog, dat dit kan weggaan van ons. Nou almal van ons het seker al agtergekom, hierdie proses is nog nie heeltemal afgehandel nie, want almal van ons het nog baie keer lus om sonde te doen, almal van ons struikel so nou en dan, en almal van ons het nog te doen met hierdie sondige natuur. Maar wat ons ook kan agterkom, is daardie sondige natuur het nie noodwendig meer die oorhand nie. Die nuwe wese, die nuwe identiteit wat Christus aan ons gegee het, is veronderstel om nou al die oorhand in ons lewens te hê. Want toe Christus aan die kruis gesterf het hy die volle straf van dit gedra, die volle toorn van God, die volle goddelike oordeel van die sonde, en dit het hy van ons weggevat. En nou moet ons besef wat gebeur het. Dink bietjie daaraan, hoe groot gebeurtenis dit moes gewees het, toe Jesus Christus op die dag uit die dood uit opgestaan. Dink bietjie, hoeveel verkeerde dinge u gedoen het. Dink bietjie, hoeveel verkeerde dinge ons as gemeente al moes gedoen het. Dink bietjie, hoeveel verkeerde dinge jou ouers gedoen het. Want die Bybel sê vir ons, die sondes van die vaders word gestraf van die kinders. Dink bietjie, hoeveel sondes hulle vaders gedoen het, of hulle ouers. En ons kan so teruggaan tot by Adam en Eva. Dus, ons kan nie begryp hoeveel sonde daar in hierdie wêreld gedoen is. Ons kan nie eers ons eie sonde begryp, hoe groot dit is. En vir een van hulle is die straf daarvoor jou lewe. Vir een van hulle. Maar in plaas daarvan, dat die Here Jesus Christus jou lewe eis vir daardie sonde, en vir daardie ontelbare sondes van jou vaders, en alles wat ons oorgeerf het, kom die Here Jesus Christus self. Hy word mens en hy kom aarde toe. Hy sterf vir al daardie sondes aan die kruis. Vir jou sonde, elkeen wat jy gedoen het, en vir veel meer as wat nodig is. Dis wat hy doen. En met dit, is dit so 'n geweldige, ek sê dit net dat u kan besef, wat so groot helse smarte moes Jesus daar aan die kruis gelei. Dit wat hy daar gelei het, moes die ekwivalent gewees het, dat ons elke een gelyktydig, almal van ons reg oor die wêreld 'n gelyktydige dood sterf.
Dis die straf wat hy gedra het. En nie net was dit wat hy gedra het, die ekwivalent van 'n gelyktydige dood van elke mens wat al gebore was en nog gebore moet word nie. Die Bybel beskryf, dit was meer as genoeg vir dit alles. So dit want onthou, ons het ook nie net, ons het een lewe om te gee, en ons het baie sondes gedoen. So vir 'n gelyktydige herhaalde dood, wat elke mens moes sterf, elke keer wat hy sonde gedoen het. Dis wat Jesus aan die kruis ervaar. Dis nie sommer net 'n maklike ding wat gebeur het, hy het aan die kruis gesterf, woordwaarts uit opgestaan, en hy het hemel toe gevaar nie. Dis 'n geweldige ding wat gebeur het. Dis wat hy vir jou gedoen het. Hy het die ontelbare sterftes vir jou gesterf. Almal se dood het hy gesterf. Elke sonde het hy vergewe. Hoe groot, hoe klein ook al. Met sy lewe het hy daarvoor betaal, met sy kruisiging. En met sy opstanding het hy dit oorwin en ons nuut gemaak. Dan kom Paulus en hy sê vir ons, hy het jou nou nuut gemaak. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, lees ons dat ons is sy beeld, die beeld van ons Skepper. So, verder as dit is nie net die Skepper nie. Omdat hy ons nuut gemaak het, is ons Jesus Christus se verteenwoordigers hier op aarde. En Paulus kom en hy sê vir ons, maar ons moet aan die hemelse dinge dink. Ons moet nie aan die aardse dinge dink nie. Ons moet die sondes afsterf. En ons moet in die lewe van Jesus Christus leef. En hy kom en hy gee vir ons daardie praktiese werke, daardie praktiese manier om dit te doen. En hy gee dit vir ons, as mense nou opsom, is dit omtrent so 6 punte wat Paulus gegee het. Hy kom en hy gee vir ons daardie praktiese manier. Hy sê, so kan jy soos Christus lyk as jy so leef. En as ek dit vir u kan opnoem, die eerste ding wat hy sê, lewe of volg Jesus Christus in genade en vergifnis. Met ander woorde, lewe soos hy lewe, vergewe soos wat hy vergewe. Genade gee genade soos wat hy genade gee. Dink terug wat ek nou verduidelik het, daarin hoe Jesus Christus elke mens se dood gelyktydig moes ervaar. Dis die vergifnis wat hy vir u gegee het. Dis die genade wat hy aan u bewys het. Dan die tweede punt, sê hy word gelei deur Christelike liefde. Met ander woorde, tree op in liefde. Dink weer terug, hoe groot is daai liefde wat gemaak het dat hy bereid was om elke mens se dood te sterf. Die derde een, laat die vrede van Christus in jou hart leef. Moenie optree in 'n oomblik van onsekerheid nie. Tree altyd in vrede van Christus op, soos wat hy opgetree het. Ja, hy het een keer 'n sambok gemaak en mense uit die tempel uitgejaag wat die Here se tempel ontreinig het. Hy het dit gedoen. Daarmee sê mens mag dit nie. Die Bybel sê nie, 'n mens mag nooit kwaad word nie. Maar die vraag is, wanneer jy dit doen, tree jy tot eer van God op, tree jy in die vrede van God op. Nie in die vrede van die mens nie. Wat doen die mens? Hy dink eerder Jesus was verkeerd om mense te slaan met 'n sambok. Maar tog tree hy tot die vrede van God op. Dan wees altyd dankbaar. Is vir ons maklik om dankbaar te wees, maar altyd. Ja, altyd is dalk 'n bietjie moeiliker, maar hier word nie gesê ons moet dankbaar wees vir droogte nie. Hier word nie gesê ons moet dankbaar wees vir slegte dinge wat gebeur het. Hier sê ons moet dankbaar wees vir die hemelse. Nou, wat vers 1 vir ons sê, moenie die aardse dinge bedink. Of vers 2, moenie die aardse dinge bedink nie, maar die dinge wat daarbo is,
Ja, met ander woorde die hemelse in Jesus Christus. Moenie dit bedink. Bedink die dinge van Jesus Christus. So ja, ons moet dankbaar wees, en ons moet dankbaar wees vir die aardse goed, maar waaroor hierdie gaan, is wees dankbaar vir die hemel, ongeag wat op die aarde gebeur. Wees dankbaar, want jy is gered, ongekende genade, ongekende liefde, ongekende vergifnis is aan jou gegee. Dan die 5de een, hou God se woord ten alle tye in jou hart. En dit is seker die een waar die meeste van ons die maklikste val. Ten alle tye in jou hart. Met ander woorde, as jy werk, moet daar 'n lied in jou hart sing oor die woord van God. As jy by die kerk is, moet daar 'n lied in jou hart sing oor die woord van God. As jy by die huis is, moet daar 'n lied in jou hart wees oor die woord van God. Jy moet heeltyd dink aan die woord van die Here, nie aan die aardse deel daarvan. Nou bedink die dinge daarbo in Christus, waar hy aan die regterhand van God sit. Ten alle tye, selfs wanneer jy slaap, wanneer jy wakker is, altyd. Die laaste een wat Paulus vir ons gee, die 6de een, is eintlik die een wat die 5 vorige punte vir ons opsom. So ons gaan so 'n bietjie meer in diepte na hierdie ene kyk, omdat hy hulle almal mooi opsom. En dit is, tree altyd op as Christus se verteenwoordiger. Tree altyd op as God se beeld, sy verteenwoordiger. En dit beteken, jy is sy verteenwoordiger. Nie omdat jy, nie so dat, jy moet nie so optree soos wat Paulus nou hier vir ons gesê het, sodat jy Christus se verteenwoordiger kan word nie. Die woord van die Here sê ons, jy is sy beeld. Hy het jou reggemaak volgens sy beeld. Hy het jou geskape, ons het daai beeld gebreek. Toe kom Jesus Christus en hy maak weer daardie beeld reg. En nou moet ons weer soos daai beeld leef. Ons is sy verteenwoordiger, maar ons is ook, soos ek nou gesê het, nog nie heeltemal daar nie. En dit het die gevolg dat ons baie keer vir mense die verkeerde beeld van Jesus Christus gee. Ons is sy verteenwoordigers op aarde, ons is die enigstes wat gesien word wanneer daar van Christus gepraat word. Die kinders van God is al wat ons sien. God is nie sigbaar hier by ons nie. Ons kan hom wel in ons harte voel. En ons kan sy teenwoordigheid aanvoel, maar die heidene kan hom nie sien nie. Al wat hulle sien is U en ek. En daar word maklik gesê dat, of maklik aanvaar dat, soos wat die kinders van die Here optree, so is God. Hoe lyk God as ons na ons optredes kyk? En daarmee wil ek sê, Jesus Christus het jou klaar gered, ongeag hoe jou optrede is. Maar daar is ons 2 maniere hoe ons optredes na Jesus Christus wys. En in die genade van die Here kan enige een van hulle, 'n kind van die Here, of iemand tot die Here lei. Maar daardie 2 dinge, jou optrede in Jesus Christus, of dit goed of sleg is, wys na een van 2 dinge. Dit wys of na sy kruisiging, of na sy opstand. Jou sondes wat ons doen, elke keer as jy val, elke keer as jy verkeerd optree, elke keer as jy met iemand beklei, elke keer as jy vir iemand vloek, elke keer as jy enige sonde, wat ook al dit is, egbreek, steel, moord, ensovoorts, as jy 'n leuen vertel, dan wys daardie daad wat jy doen, wys na die kruisiging van Jesus Christus, wat in opsig self sal jy vir my dalk sê, maar is dit so slegte ding om vir die mense na die kruisiging van Jesus Christus te? En die antwoord is nie noodwendig nie. Maar as jou dade die heeltyd net na die kruisiging van Jesus Christus wys, dan wys jou dade nie 'n lewende God nie, maar hy wys heeltyd na Jesus Christus wat in die graf is. Aan die ander woorde, jou dade verkondig dat Jesus dood is, want ek sondig en ek sondig en ek sondig. Maar wanneer ons optree soos Christus, dan wys ons dade na sy opstanding. En dit is waar die kern van die saak is. Jesus Christus se kruisiging is niks sonder sy opstanding. As hy nie opgestaan het nie, het dit vir ons niks beteken nie. Ons aanbid nie 'n dooie God nie. Ons aanbid 'n lewende Heer. En
Baie keer wys ons dade eerder dat hy dood is, in plaas daarvan dat ons dade wys, hy lewe. Ongeag wat my dade sê, wat my dade doen, Christus lewe. Maar soos wat ek nou gesê het, ons is sy verteenwoordiger hier op aarde. Wat hulle die mense in ons sien, is al wat hulle van Christus sien. Hulle gaan nie die Bybel uit hulle eie optelling lees, as hulle nie Christus van ons af hoor. Soms doen hulle dalk, en dit is maar genade, maar ons is hier as sy verteenwoordiger. Hoe ons optree, verkondig sy woord. Daarom het ek in die begin gevra, hoe tree jy op? Hoe praat jy? Hoe leef jy? Hoe is jou gesindheid? Hoe kommunikeer jy? Hoe doen jy alles wat jy doen? Soos wie tree jy op? Soos wie lewe jy jou lewe? Dat jy 'n kind van die Here as 'n verloste kan, sal nie daarin verander as die Here reeds aan jou genade bewys. Maar as hy genade aan jou bewys het, dan is jy vandag 'n verteenwoordiger en 'n beeld van die Here Jesus Christus. En die vraag is, wil jy heeltyd vir die mense deur jou lewe vertel dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het? Of wil jy eerder deur jou lewe vertel, ja, hy het aan die kruis gesterf, kyk, my sondes is vergewe. Want hy het uit die dood uit opgestaan en nou is ek 'n nuwe mens. 'n Nuwe mens wat herleef het. 'n Nuwe wese, daai sondige natuur van my is dood en my sonde is dood. En so moet dit na Jesus se kruisiging wys. En ek lewe, nie my sonde lewe en ek is dood nie. My sonde is dood en ek lewe. En vandag is dit nie tyd om vingers te wys na almal wat sê, kyk hoe sondig is die wêreld nie. Vandag word hierdie verantwoordelikheid voor u voete neergelê. Maak reg waar jy verkeerd gemaak. Of jy reg of verkeerd was, is nie die saak nie. Maak reg waar verkeerd is. Want die sonde maak verkeerd. Nie Jesus Christus nie. Maar wie maak reg? Jesus Christus. En as ons sy beeld is en soos hy moet optree om vir die mense te wys hoe hy is, dan is dit ons roeping om reg te maak wat verkeerd is. Om in sy woord en sy liefde op te tree, in sy vrede, in sy genade en sy vergifnis. Broers en susters, tree jy op soos 'n mens? Tree jy op, of doen jy wat mense doen? Want die woord van die Here leer ons, dit wat mense doen, lei na die dood. Of tree jy op in Jesus Christus? Reageer jy in hom? Praat jy in hom en laat jy jou denke in hom wees? Bedink jy die woord van die Here elke oomblik, elke minuut, elke uur? Broers en susters, alles moet in hom wees. U gaan nie eendag die lewe ontvang nie. U het reeds die lewe ontvang. Dit wat in hom is reeds die lewe. Laat die sonde sterf. Laat dit dood wees vir jou. Laat die eie ek sterf. En leef nie in jouself nie, maar leef in Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, ons wil U dank vir die genade, dat ons vandag kan besef dat ons nie in onsself hoef te leef nie. Want as ons in onsself geleef het, sou die dood ons ingehaal. Wees vandag met ons, dat ons U woord en U wonderlike genade in ons harte sal opneem. Dat ons Paulus se praktiese wenke sal volg. Dat ons in U liefde sal leef, in U vergifnis, U vrede, U genade, U liefde. Dat ons U sal verteenwoordig hier op die aarde. Vergewe ons waar ons beeld so gereeld 'n afbreek maak aan U beeld. Ons kan nie U beeld volmaak uitbeeld nie, want ons lewe nog te veel in die sonde.
Dankie dat ons weet dat U ons reeds daarvoor vergewe het en dat ons nie hoef te probeer om daardie vergifnis te koop nie. Dat U dit vir ons reeds gegee het en nou van ons na dit dat U ons nuut gemaak het, vra om ons nuwe natuur uit te leef en dit aan die wêreld te wys. Laat ons lewe in U naam. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord tot eer van die Here, deur om saam te sing gesang 100. Sang 100 gaan ons vers 1, vers 4 en vers 5 sing. Sang 100, vers 1, vers 4 en vers 5. In ons Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here volgens die woorde van Numeri 6 en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Broers en susters, kom ons hou net so 'n oomblik van stil gebed. Soos ek vroeër gesê het, is die gemeente waarvoor ons vanmôre bid met die AP Kerk gebedsaksie. Bid ons vir die AP Kerk Baaklie Oos en vir Dominee Attie Boshoff en sy gesin. Hulle het gevra, die droogte is nog in Baaklie Oos baie erg. So hulle het gevra dat ons sal bid vir reën. Daar het wel reën onlangs geval, maar hulle vra dat ons die Here moet dank vir dit wat hulle gegee het, wat die Here vir hulle gegee het, maar hulle het nog nie genoeg nie. Hulle het ook gevra dat ons vir hulle sal bid vir die Here se beskerming. Daar was oor die afgelope jaar 'n hele aantal plaasaanvalle in Baaklie Oos gewees. En hulle vra dat ons ook daarvoor sal bid, ook dat ons die Here sal dank vir die wat hy hulle reeds beskerm het. Hulle het ook 'n jeugkamp
een van die dae, dit is op die naweek wat ons 25ste verjaarsdag vier, en hulle het gevra dat ons ook dan die Here of die Here se seën sal afbid op daardie kamp. Kom ons hou dan so 'n oomblik van stil gebed en dan bid ons elkeen tot die Here.